Is dit nie 'n wonderlike gedagte dat die Here alles weet van jou? Jy kan niks van hom wegsteek nie. As skelmgoedjies wat jy dink jy kan wegsteek vir die wêreld, dit weet hy ook. En dan dink jy is nie hy mee sukkel, dit weet hy ook. Ek het eendag toe ek het weer so sukkel klomp jare terug en daai skrif gee die Here van Hebreërs, dit sê alles is vir my oop en bloot. Wat sukkel jy so? Toe daarom vir my oop gaan, ek besef, hy weet alles, ek kan niks wegsteek vir hom nie, en hy sê vir my, nou kan jy begin ontspan, in my teenwoordigheid. En ek wil hê vanoggend, wil ek begin met 'n stelling. Baie keer sien ons Christendom as hierdie uitdaging, hierdie swaar ding wat jy moet doen. En gaan oor sterf en neerlê en al hierdie goed. Wil jy sê, wat dan van omslag te sê, is goed om te leef. En ons het 'n godsdiens mindset ontwikkel, van Christendom is hierdie harde werk wat jy moet doen. Jy verstaan, om wat te bereik, om die ewige lewe te bereik, om 'n verskil te maak vir die Here. En ons klomp redes hoekom ons baie keer daai swaar las dra. Maar ek wil vanoggend wil ek graag net hierdie ding vasmaak, dat dis dalk besluit om te neem, sê, Christendom is lekker goed om te leef, lekker om die ding te doen. En as Charles my kan hulle vir my net hierdie bord ook net skuif asseblief. Wat ek wil doen vanoggend is, ons gaan begin 'n bietjie praat oor die koninkryk, van 'n ander hoek uit. En ek het vanoggend begin deur te sê, dat die koninkryk van God is eenvoudig, tog is dit baie gekompliseerd. Nou, ek wil dit kwalifiseer vanoggend, en dat is, ons het die koninkryk van God beperk tot ons eie geestelike wêreldjie, ons lewe hier, en wat ons dink, ons moet doen. Heel daarin gedink dat die heelal is gebore uit niks. Ja, Leonie kan ook help. En hier is God, in sy koninkryk het hy gevorm vanuit homself, het die heelal geskep, het die aarde geskep, en alles wat hy geskep het, was ongelooflik goed en gekompliseerd. As jy sien vandag nog, ontdek hulle in plek van 'n atoom, eers was die atoom ontdek, toe ontdek hulle, in hierdie atoom is 'n klomp verskillende goed, hulle het nog steeds goed ontdek, in hierdie atoom, wat weggesteek is, en wat, hulle net met die vreeslikste instrumente wat hulle ontwikkel het, kan ontdek, en God het dit geskep. Hy het die klein goedjies geskep, hy het die groot goed geskep. Hy het 'n heelal geskep waar ouens vandag kom hulle skielik ontdek hulle maar daar's galaksies wat nie in die rondte draai nie, wat stil staan. So, en as jy kyk na die foto's wat hulle neem van wat in die heelal aan die gang is ongelooflik om te sien wat daar is. God het dit geskep. So sy koninkryk is baie, baie groter as wat ons is. Ek kon hier so ek gaan 'n sirkel probeer trek. Nou, daai sirkel is baie klein, maar dis die koninkryk van God. In die koninkryk van God is God die Vader is hierso, as die senter. Jesus is daarso. En die Heilige Gees is daarso. Met ander woorde, hulle vorm die kern van 'n koninkryk waarvan uit lewe straal, vanuit lig straal. En alles wat geskep is vanuit hom geskep. Ons as mense is deel van uit niks uit geskep. Hy het stof gevat en die Adam gemaak. Waar die stof vandaan gekom? En Max Planck het hierdie ding gesê jare terug. Hy het die golfteorie ontwikkel en toe vra hulle vir hom, wat is nog as jy verder teruggaan van verby golf? Hy sê dan word dit geestelik. Hy het erkenning gegee aan hier is 'n plek waar niks meer bestaan, maar iets moes dit geskep het. En ons is 'n deel van God se skepping. Ons is 'n deel van dit wat hy gemaak het om homself te verheerlik en om 'n verhouding mee te bou. En toe hy sê dat ons mense maak na ons beeld, was daar beraadslaging tussen Jesus, die Heilige Gees en God die Vader en waarskynlik 'n raad van engele en wat saam met hom beweeg, wat saam met God werk. Daar's miljoene engele wat saam met hom beweeg. Dit is deel van sy koninkryk. Ek weet nie hoe sterk hulle is nie, ek weet nie hoe hulle al saamwerk nie, maar daar's 'n geweldige impak wat engele het in jou en my se lewe. Ons sien dit elke dag nie, maar hoeveel keer het jy beland in 'n plek, ek het al gereeld, dan beland ek in 'n plek waar hier 'n ongeluk plaasgevind het. Hoe dit gebeur dat ons uit dit uitgekom het, ek weet nie.
Was 'n engel wat dalk met 'n verband om sy hand loop, hy sy hand so ingesteek, jy verstaan toef, hy kar gestop. Hoe weet jy? Jy verstaan met ander woorde, daar's 'n hele geestelike wêreld gekompliseer wat geskep is sodat ek en jy saam met God 'n verhouding kan bou. En wanneer ons dan daai verhouding met hom gebou het, is daar 'n hele klomp goed dat saamwerk, dat ons medewerkers van hom kan wees in sy koninkryk. So hierso, as ek nou dit sommer skryf, Jesus planete uit die heelal geskape. Nou, ons kan galaksies daar teken. Daar's biljoene galaksies. En elke keer wanneer hulle teleskoop verby die plek kom maar hulle om na toe stuur, vind hulle nog galaksies. Met ander woorde, ons weet nie hoe groot die heelal is wat geskep is nie. Nou kom ons met 'n simpel ding van Darwin se evolusieteorie en sê wel, ons het ge-evolve. En alles het begin by, ek gaan Engels gebruik wat hulle dit beskryf as 'n primordial soup. Daar was sommer net 'n klomp minerale goed bymekaar en iewers het vanuit niks uit iets begin ontwikkel teen al die wette van die natuur. Hoe dom kan mense word? En dan kom die Big Bang teorie. Iewers het iets ontplof, boef, daar trek alles. En alles om te probeer om God weg te redeneer uit die proses waar ons betrokke is. En elke keer het die teorie 'n klomp floppe wat hulle nie kan regmaak nie en dan probeer hulle dit wegsteek. In evolusie met die hele vloed wat gebeur het. Wat God gesê het, ek het 'n vloed gestuur. Daar was 'n rede hoekom ek die wêreld vernietig het. En dan kry jy dat onder sekere opgrawings kom hulle agter dat al hulle laagies van bakterieë en amoebas en al die laagies hierbo en al die vreeslike Grand Griekse naam hulle vir die goed gegee het. Jy verstaan, is my Grieks. Maar blykbaar is dit Latyns. Dit is net so Grieks. En dan kom hulle agter maar die teorie werk nie. Want op 'n plek is hulle omgeruil. Met ander woorde, dit wat hulle gesê het, werk nie. Daarom kan ek sê ons dien 'n God waar die koninkryk is by ons. Eerste wat ons volgende wil kyk is waar Jesus kom en sê, wat Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou wil ek terugkom na ons as mense toe. Ek wil verstaan dat is 'n kompleksiteit wat God mee werk, want dan hierso is 'n klomp mense buite God se koninkryk. Ek gaan net so hierdie verteenwoordig miljoene mense wat in duisternis leef, wat nie deel is van God se koninkryk nie. En Jesus kom en hy sê, die koninkryk het naby gekom, ek beweeg na julle toe. Kom ons maak hom rooi. Ek meen, wat Jesus kom en hy sê, ek kom verkondig aan julle wat in duisternis sit, ons lees dit, hy sê, 'n volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. Hy sê, ek kom, ek bring vir julle hoop, bring vir julle lewe, ek bring vir julle die plek wat ek kan sê, God het opgedaag om vir jou 'n ander perspektief, 'n ander lewe te gee. Nie 'n ewige lewe nie, maar 'n lewe hier en nou, van oorwinning, van deurbrake, van vryheid. So Jesus verkondig aan mense wat hier is, verkondig hy lewe. En wat dan gebeur is, elkeen wat hom aanneem, en ons lees, hy sê, die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons is sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos die van die enige geborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Dis wat Jesus was. Hy het gekom, hy het lewe gebring, hy het hoop gebring. Johannes beskryf hom, ek meen, hy het hom bestudeer, en Johannes was die een wat baie naby aan Jesus was, wat hom deeglik geken het, as die persoon wat aarde toe gekom het. En hoekom het hy dit gedoen? Wat Johannes 10 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad. En daai liefde het hy gesê, ek reik uit na elke persoon wat in hierdie wêreld is. En as jy Don Richardson se boek lees, kom jy agter, daar's so baie plekke waar hulle kon getuienis skryf van, waar die Bybel was nie daar nie, maar die Here het ingegryp. Wat my die meeste getref het, was hierdie Indiaan wat in die Andesgebergte sit, en hy sien die blommetjie, en hy sê, ek sal graag die persoon ontmoet, die God ontmoet wat hierdie blommetjie gemaak het. Dan moet jy onthou, hulle het gode vir blomme, en vir tuine, en vir klippe, en vir bome, en vir whatever ook al, hy sê, ek wil graag die God ontmoet. 'n Stem praat met hom en sê vir hom, mense is na julle toe kom met 'n boek wat julle van my sal vertel. Daar se lewe transformeer net daarso. Dis asof hy wedergeboorte ervaar. Hy hardloop terug na sy stam toe. Ek ben almal van hulle se lewens begin om te transformeer. 5 jaar later kom sendlinge vir die eerste keer met die Bybel by hulle aan. Hulle sê ons wag al lankal vir julle. Ons wil hoor van hierdie God. En 'n hele stam het reeds tot bekering gekom weens Openbaring. Met ander woorde,
al hierdie dinge van wat van ongered is, wat van dit, wat van hierdie, alle gedeelik hier vandag is dat God reik uit na mense reg oor die wêreld in elke geslag, elke persoon en elke persoon het 'n geleentheid om te sê ek kan kies. En baie kies ons nie. Want daai skrif wat Jesus staan is, hy sê dit was, hy het vir my gesê, hy wat na my kom het voor my geword, hy was eerder as ek, uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Met ander woorde, hy het sy hand uitgesteek na almal toe. Getuienis uit die 1040 venster waar moslems bly en ek meen al wat hulle Koran praat van Jesus 'n paar keer en is al wat hulle het waar Jesus aan mense verskyn. Ek sê Daniel Siesta se getuienis vergeet, hy was 'n hele klomp jare terug was hy hier, hy getuig ook in die gemeente en wat hy gesê het was, hy sê Jesus het vir 2 jaar aan my verskyn en met my geredeneer. Ek was 'n moslim, hy was een van Hamas se hoofde gewees. Hy van die ouens wat Israel moes uithaal. Ek meen, en wat gebeur het is dat soos die Heilige Gees met hom gewerk het, het skielik op 'n dag gekom dat hy 'n psalm lees, ek het vergeet waar hy dit vandaan kry, en hy besef, hierdie psalm praat van die nasies waarvan hy betrokke is, wat geoordeel word. En hy gee sy hart vir die Here. So met ander woorde, daar is soveel sulke visioene, drome, waar Jesus verskillende mense, engele verskillende mense, wat uitgehaal word, uit hierdie plek waar hulle was. Een boeddhiste priester, sy werk was om, kyk, hulle is like windwiele, nou die wind blykbaar is nou van die geeste, nou waai die wiele, as die wind nie waai nie, dan moet die wiel gedraai word. So hy was nou getrou besig om hierdie klipwiel te draai. Ek dink, wat 'n idee van 'n godsdienst, ek meen, draai die wiel, die wind waai nie. 'n useless ding, man. En skielik verskyn Jesus aan hom, en hy wys vir hom Boeddha wat hulle aanbid. En hy sien Boeddha in kettinge, en hy kry verskriklik swaar. Hy is so geskok, hy sê vir die engel, luister maar, waar is jy in die gang? Hy sê, Boeddha het nie die waarheid weet gehad nie. Sê, Jesus Christus is die waarheid. In 'n monastery, wat is jy, in 'n plek, in 'n klooster, waar hier ons hulle afsonder om hulle toe te wy aan 'n demoniese God, verskyn Jesus aan hierdie persoon. Hoekom ek wil sê vanoggend, as jy kan weet, God in sy koninkryk is nie onregverdig nie. God in sy koninkryk het reik uit na mense en hy sal baie moeite doen met elkeen wat bietjie oop is, wat honger is, wat vra, sal hy ontmoet. Daarom dink ek ons sal baie mense in die hemel sien wat ons nie eens geweet het daar behoort te wees nie. Hy het alle nasies en volke en tale, soos wat hy skryf in Openbaring. So hierdie koninkryk wat hy daar sê is dat Jesus het gekom, het uitgereik na ons as mense. Wat dan gebeur met ons is dat iewers op 'n kol en ek wil graag hierdie ding lees. Ook hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie. Ons gaan nie volgende net praat oor die kruisiging nie, maar Jesus het gekom met 'n missie. Hy het gesê, ek wil kom dat die mensdom, wat skeef gegaan het, goed as skeef geloop het, te kon korrigeer, dat daar 'n ewige lewe kan wees vir elkeen wat my naam aanroep. En ons is verder lees na die skrif, hy sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat aan hom glo, word nie veroordeel nie. Hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mens het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom in die lig toe nie, dat sy werke nie bestraf mag word of gekorrigeer mag word nie. Hier is 'n baie belangrike ding van dat God kom na ons toe, men elkeen het 'n keuse. Elkeen is by 'n plek waar God jou hart raak sien, 'n honger raak sien, en hy sê, daar's 'n plek wat ek vir jou 'n geleentheid gee. En dan kom ek hierdie ander voorbeelde noem, is baie keer dink ons, dat as net die evangelie versprei word, waar daar gepreek word, maar God verskyn ook aan mense, waar daar honger is na, waar daar roep is. En dat jy kan weet, dat hy bring lewe oral, en ons gaan verbaas wees oor wie daar is. Dit is 'n baie belangrike beginsel, wat hy sê, is ons as mense het 'n keuse. Ons het gekies, om die ewige lewe te vat. Ons het gekies om saam met God die pad te loop. Ons het gekies om wenners te wees, saam met hom, en sy liefde kan ervaar. Maar vanoggend wil ek nou vir jou 'n vraag vra, en die ding is van, hoe werk God se liefde? Hy het uitgereik na hierdie mense toe. Dit was 'n boodskap wat hy gegee het. En daai boodskap moet 'n hart aanraak. Ek gaan nou sommer hier 'n grys hart teken. Want hierdie het 'n groot hart. Okay.
En dat is 'n plek waar Jesus kom met 'n boodskap om te sê, ek wil jou hart aanraak, ek wil jou trek na my toe met liefde, ek wil jou trek na my toe met aanvaarding. Een van die groot goed wat ons mee sukkel in ons huidige geestelike lewe baie keer is, hoe maklik ons veroordeling van die duiwel aanvaar. En dan onsself eintlik deur die voet skiet deur te sê, wel ek het hierdie foute, God kan my nie lief hê nie. Wat Jesus kom doen het is, elkeen wat dan sê, ja Here, ek kies U, bring hy 'n hart, jou sondes is vergewe, jy word skoongemaak, jy word ingebring in die koninkryk van God, jy word verplaas daarna toe. En is daar 'n skrif sê, hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun van sy liefde, en wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. En baie keer onderskat ons die hele impak van die vergifnis van sonde. En hier is 'n groot ding wat ek graag vanoggend wil neersit, is dat wanneer jy vergewe word, beteken dit, daar is 'n totale mag van die bose wat gebreek word oor jou. Daar is geen reg wat jy op jy het nie. Wat baie keer gebeur met ons is, in 'n godsdienstige prentjie, gee ons om die reg om verder met ons te mors. En eintlik maak ons dit vir onsself baie gekompliseerd in terme van hoe ons dink van, ek moet eers die ding neerlê en daai ding neerlê, moet eers hieraan sterf voordat ek iets vir God kan beteken. Terwyl die ding is van dat as jy verstaan dat wanneer jy vergewe is, beteken dit daar's 'n hele geestelike dimensie waarvan jy uitgehaal word. As jy oorgebring word in die koninkryk van lig, en daar's die rede hoekom ek hierdie goed vanoggend so wil deel, is dat ons as herlewing wil sien, moet jy begin om die eenvoud van hierdie ding te verstaan. Jy is nou hier, jy is in die koninkryk van God. Ek meen, jy is 'n mens. Steek in jou groen. Die lig is groen, jy kan beweeg. Jy is deel van Jesus, jy is deel van sy koninkryk. Wat dit beteken, jy het van 'n totale posisie verander. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Sonde beteken om die doel te mis. Sonde beteken dat jy buite God se wil is. Jy is onder sy oordeel, beteken jy het 'n ewige verdoemenis wat vir jou wag. Goed, dis wat sonde beteken. Nou sukkel ons met sondes of sonde kies wat ons gewoontes het dat ons moet breek. Hierdie is 'n posisie verandering. Jy was in 'n posisie van sonde, jy was 'n vyand van God, jy was in duisternis en dan skuif jy oor van hier na die plek van lig toe. Sien jy? Verandering. Beteken as 'n totale verandering wat plaasvind in jou. Jou gees word skoon gewas. Jou sondes word vergewe. Hier hou God niks teen jou nie. Hier is jy sy vyand. Hier hou hy absoluut niks teen jou nie. En in die oomblik as jou sondes vergewe is, beteken genesing is joune. Totale vryheid is joune. Totale verlossing is joune. Met ander woorde, is alles wat jy ontvang. En baie keer sit ons by die plek in ons eie mindset, dink ons, ek moet eers nog dit op 'n of ander manier verdien. Nou moet ek geestelik groei. Nou kom jy van, Jesus het gesê, as jy nie sterf nie, vir my nie. En dan is elkeen ons eie prentjie van, hoe sterf jy vir Jesus? Hoor in my hart. En as hier waar die krisis inkom, nou maak ons vir onsself ongelooflik gecompliseerd in terme van, hoe sterf ek nou vir Jesus? Wat moet ek nou doen? Dit vat ons na 'n plek van performance, 'n plek van waar jy dinge probeer doen om God te beïndruk. En intussen is dit klaar beïndruk met jou. Jy is deel van sy mag, jy is deel van sy familie. Daai groen mannetjie is deel van sy familie, jy is deel van Jesus. Hy is in jou, jy is in hom. Met ander woorde, is 'n plek waar die koninkryk deel is van jou en jy is deel van die koninkryk. Ek wil graag vanoggend 'n baie belangrike ding deel, want ek dink die proses wat ek graag wil hê ons by uitkom is, hoe kom ek by die plek uit waar elkeen van ons weer God kan demonstreer aan die wêreld. En ek het die storie baie keer vertel, maar ons steeds bly by sy Here. Ons het 'n stupid pad gekies. Okay, ek het op bekering gekom. En toe het ek hierdie pad gekies van hierdie heavy, swaar heiligmaking, sondebelydenis en die hele ding van, nou moet jy hierdie ding so doen. En as jy eers heilig is, ek het nou die voorbeeld gebruik was, jong, 'n bottel sonder 'n label, kan jy dwars deur sien, dis hoe jy moet lyk. Nou my bottel het ongelukkig baie labels opgehad. Ek kon nooit die goed afgewas kry. Hoe ek al geprobeer het, ek kon net die labels afkry nie, jy verstaan, hulle het gesit, broer. Ek sien baie keer my vrou, vat sy die bottel, sit maar in warm water, die label, die gom kan loskom. Maar dit het nie gewerk nie.
En baie keer sit ons by 'n plek waar die pad wat jy gekies het om God te probeer beïndruk, is die pad wat nou jou moeilikheid is. Is nou wat die krisis maak, is dat nou sy lewe gekompliseerd, want jy het te veel reëls wat vir jou geleer is om in te bou. En as jy geskuif is, deur God se liefde in sy koninkryk in, beteken dat jy het niks daarmee te doen gehad nie, behalwe om te sê, Here, hier is ek gee oor, ek gee my hart vir U, en hy het jou geskuif. Nou as jy skielik bevind jy in 'n nuwe totale nuwe omgewing, 'n nuwe plek waar jy is, jy verstaan waar ek sê, goed, hoe werk dit hier? Dis hier waar die krisis kom, as ek het sekere gewoontes, wat ek saamgevat het, uit my ou plek waar ek was, en ek het van hierdie duisternis, wat nog steeds hier, kom ek sê, ek gaan ons sommer hier onder, daar is jou brein, okay, gaan dit nie in jou kop sit nie. Hier in jou hart is daar 'n plek, jy het van hierdie goed, het jy saamgesleep hierdie kant toe, alhoewel jy verlos is, jy is vrygekoop, jy is skoon gewas, God het jou vergewe, sukkel ons nog steeds met gewoontes, wat hier vanaf kom. En dis ek ons baie keer dan sê, daar moet nog fout wees met my, want ek sukkel met hierdie gewoontes. Pleks daarvan, vir jouself te kan sê is, as die Here my kon red, hy kom my uithaal uit hierdie lewe uit, beteken dit, ek kan hier sit, en die moeilikheid wat nog oor is, kan hy uitsorteer op sy manier. Wat ons dan doen is, op my manier, probeer ek hierdie ding doen. En ek interpreteer die woord, deur my bril, om hoe moet ek hierdie ding geskuif kry. Ek wil vanoggend die ding vasmaak ook vanoggend dat is tyd vir ons om aan te skuif na 'n plek toe. Nou wil ek die volgende ding teken. Ja, as mens skoon gewas. Kom ons teken 'n bietjie groter. Baie blydskap. Okay, moet ore kry. Maar as met ander woorde, jy is vrygekoop, wat nou gebeur ook is, en ek wil die ding met hom baie mooi verstaan is, jy is in God se koninkryk, maar ook wat gebeur is, dat God se koninkryk is ook in jou. Jesus sê vir die Fariseërs, toe hulle hom vra, waar is die koninkryk? Sê, die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie, hulle sal sê, kyk hier of kyk daar, want die koninkryk van God is binne in julle. Nou wil ek hier 'n baie belangrike ding doen. Hier is God se koninkryk, die volheid daarvan. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Alles wat die koninkryk het, is weens 'n onverganklike saad wat ons lees. Jy is gebore uit 'n onverganklike saad, is binne in jou geplaas. Met ander woorde, hier in jou hart is daar 'n koninkryk en die volheid daarvan wat betrokke is by jou, is ook in jou. So alles wat God gesê het jy kan hê, is reeds in saadvorm binne in jou hart geplaas, binne in jou gees geplaas. En wat gebeur is dat ons met 'n ontdekkingstog aansit om te sê, Here, wat het U binne in my geplaas? Wat is die koninkryk binne in my? Want dis wat die demonstrasie vandaan kom. As jy verstaan wat die koninkryk binne in jou is dit maklik om vir mense te bid en tekens en wonders te sien gebeur, want dit is klaar binne in my. Ons mindset is, ek moet nou vas en bid, ek moet die Here soek, ek moet 55 ure bid, en dan moontlik kan ek iets vir die Here beteken. Hoor jy die mindset? Ek gaan 'n bietjie oordryf, maar ek wil hê vanoggend dat jy moet verstaan dat almal van ons sukkel met hierdie ding van performance, dat om vir die Here iets te beteken, om die koninkryk van God vry te stel, moet ek salwing hê. Weet al daardie gehoor, jy verstaan, dis 'n gesalfte van die Here daai. Kyk hoe preek hy, kyk wat doen hy, al die goedes en die wonderwerke. En dan soek ons salwing, plek van om klaar te kyk na wat klap binne in jou geplaas is. Die koninkryk van God is binne in jou. Anders is die tweede faset. Ek weet moet jy vasmaak vanoggend, is dat daar's in daai koninkryk wat binne in jou is daar 'n magdom van goed, wat God sê het, ek gee dit vir jou. Dit beteken in die eerste plek, jy is nie kragteloos nie. Jy is nie hulpeloos nie. Jy is nie sonder vermoë nie. Jy het alles wat God vir jou kan gee binne in jou. Die vraag net is, hoe ontsluit ek dit? En dis waar die groot krisis baie keer lees. Hoe kry ek daai aan die werk in myself? En is hier waar ons baie keer kom met al die teorieë rondom hoe sterf jy? Hoe gaan jy dood aan jouself? Jy moet die vlees doodmaak en jy moet al 'n klomp goeders doen om dit te laat werk. En jy gaan weer 'n ander tipe performance in van heiligheid.
En ek probeer myself dissiplineer, probeer 'n klomp goed doen, om seker te maak, ek sterf aan myself. Die vlees moet dood, die vlees moet dood. So jou fokus gaan weer op van wat jy moet doen, om te probeer om hierdie ding te skuif. En ek wil hê vanoggend, as jy die Here 'n kans kan gee, om dit vir jou te doen, wat jy dink jy moet doen. As 'n verantwoordelikheid, ek gaan vir jou verantwoordelikheid gee vanoggend, met ander woorde, as 'n werk wat jy moet doen. Wat belangrik is, hierso in hierdie koninkryk, wat binne in jou is, ek wil eers voor ek daar kom. Efesiërs 1:3 sê, dat God het ons geseën met alle geestelike seëning wat daar is in die hemel in Christus. Met ander woorde, die volle seën, alles wat in die koninkryk van God is klaar binne in jou. Hoe ontdek ek dit? Jy vat die woord, jy begin lees, jy sê, Here, leer my, wat het die binne in my geplaas? Leer my wat dit is, wat die binnekant my gesit het. In die eerste plek, jy die Heilige Gees binne in jou. Klomp krag, klomp openbaringskennis, ek kan hom net vra. Ek hoef nie te skuif nie, ek hoef nie te sukkel nie, verstaan, as 'n plek wat jy kan sê, Here, hier in my gees, is daar klomp goed ingebou wat ek nodig het, om dit wat my vleeslike situasie hanteer, om dit te verwyder, om dit uit te breek. En daar is 'n kritiek belangrike ding. Here, laat my gees, saam met die Heilige Gees beheer kan neem van my sielsdimensie in my liggaam. En daai ding is 'n beginsel wat ons bietjie op gaan explore, ook in die volgende, hoe die Here my sal toelaat, maar ek wil hê vandag dat jy sal weet, jou gees moet beheer neem van jou totale menswees. Dit beteken jou gees onderwerp jou sielsdimensie, jy sê vir jou brein, jy onderwerp jouself aan my gees, die gees het wysheid, die gees het lewe, ontvang dit. En het is belangrik om daarin vir jouself vas te maak, om daarin te kan deurbreek. So hier is 'n magdom van goed, wat God gegee het. Ek gaan ons sommer net so. Daar's 'n hele koninkryk wat binne in jou is, wat jy moet ontsluit. En om daardie te kan ontsluit, beteken dit dat ek sal iets moet doen, om hierdie wat saad is, hier binne-in, om dit te kan ontsluit. Nou kom ons kyk 'n bietjie, na suurdeeg. Wie verstaan suurdeeg? Wie verstaan broodbak? Nou, Leon, kom staan gou hierso. Of nie, Marie, sy is die bakster. Brood het 'n teorie. Nou wat maak dat 'n brood word? Die suurdeeg maak dat hy rys, maar jy kry verskillende brode. Okay, en wat maak die suurdeeg? Hy maak dat die brood brood word. hy gee hom lig, ja, volume. Okay. Nou, hoe gee hom volume? Hy maak bubbles. Hy vermeerder die brood, hy maak hom groter. Okay, alright, dankie Marie. Okay, het sê nou presies goed wat ek gehoop het sy sal doen. Sy weet nie eintlik wat die suurdeeg doen nie. Maar die suurdeeg is nodig om daai brood te maak. Nou wat doen die suurdeeg? Dit verander die struktuur van die meel om 'n brood te word. Met ander woorde, hy doen iets aan die meel sodat daai brood rys. Ek onthou, as kind nog, jy verstaan, dan word die brood nog geknie. Die beskuit word geknie. En ek weet hoe my knie doen, dis 'n knie was vuiste. Jy verstaan, jy word hier so daai kniewerk, met ander woorde, jy vorm daai brood, hy word gerol die meel, nou knie jy ewe saam, jy verstaan, en dan word hy ruk gelos, dan word 'n doek oorgegooi. Dink dit is so al 'n blink skorrel gewees, dan word die doek oor hom gegooi. Hy staan so vir 'n ruk en dan rys hierdie ding, dan word hy weer afgeknie. Dan word die rys weer uitgewerk. Nou hoekom dit so werk, weet ek nie, maar dis wat gebeur het. So met ander woorde, jy's 'n proses wat deur die brood gaan, wat deur die meel gaan om 'n beskuit te word en om 'n brood te word. En die suurdeeg is nodig om die chemiese verandering te bring in hierdie ding om 'n brood te wees. En dan word hy nie, en ook onthou, dan word hy nou uitgerol so lank en dan word hy in stukke gesny, dan hier stuk gaan in daai pan, hier stuk gaan in daai pan, jy verstaan, en dan word hy in die oond gesit, en niemand mag aan daai oond raak nie. Dit was nog 'n koolstoof gewees, so jy maak nie daai oond oop nie, en dan het jy moeilikheid, jy verstaan. En dan sien jy, dan rys die brood, as jy hom uitgehaal word, het jy hierdie brood wat gemaak is, of daar's 'n eindproduk, altyd. Nou Jesus vergelyk sy koninkryk met suurdeeg. Koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou neem en 'n 3 mate meel inwerk, tot dit heeltemal ingesuur is.
En die belangrike ding van die proses van groei is, die koninkryk binne in jou, word deel van jou lewe, deur so suurdeeg wat jou lewe aanraak met tyd, het word deurgewerk. En ek wil hê vanoggend, as jy nog nooit 'n brood gebak het, jy gaan sit by Marie en oefen 'n bietjie saam met haar. Ek kyk na my seun, jy verstaan, 'n brood, nou maak hy hierdie fancy, hierdie suurdeegbrood, 'n sourdough brood. En ek meen, dan word die ding nou gevat en uitgerol, dan word hom so opgelig en gepluk, en dan die kant op gepluk en so gevou, jy verstaan, al die goed met die doel, dat die suurdeeg deeglik deur hierdie meel werk, en dat die struktuurverandering kan plaasvind. Nou hier is die uitdaging, jy is die ou wat die kniewerk moet doen in jou lewe. Jy moet daai suurdeeg deurwerk deur jou lewe. Dis hoekom Jesus daai ding gebruik. As die koninkryk is so suurdeeg. Jy het die koninkryk van God binne in jou. Die volheid van Christus is binne in jou. En wat gebeur is dat met tyd is daar 'n proses waar jou hele lewe deursuur word en verander word sodat jy Christus kan weerspieël, dat jy die volheid van Christus lewe kan ontvang. Wat baie keer gebeur is, ons wil 'n shortcut vat. Ek wil oom Piet se podcast luister, en elke dag oom Piet se podcast luister, en dit moet my verander. Kom jy agter, oom Piet se podcast gaan jou nie verander nie. Jy verstaan, jy moet die suurdeeg in jou inwerk, jy moet die kniewerk doen in jou lewe. Ek wil vanoggend die uitdaging is dat ons wil sien dat God weer sy kerk terugbring by die plek waar daar herlewing plaasvind, waar wonderwerke plaasvind. Dit het alles te doen met die korrekte beginsel wat ons toepas en nie die verkeerde een nie. Ons begin by, so lief het God die wêreld gehad. Sy liefde is allesomvattend. Sy liefde sê, ek het jou vergewe. Sy liefde sê, ek het jou vrygespreek. Sy liefde sê, ek het jou gebring by die plek waar ek met jou gemeenskap het. En daar's nie 'n ja maar nie. Godsdienst het 'n ja maar ingebring. Ja, maar jy moet onthou, jy verstaan, jy moet eers hierdie goed bely en daai goed bely. Jy moet eers dit regmaak, terwyl hy gesê, die beginsel is gesê, ek het jou geroep, ek het jou vergewe, ek het jou vrygekoop. Ons gaan nie alle skrifters nou vanoggend na kyk nie. Ek het jou vrygekoop, ek het jou ingetrek in my liefde. Ek onthou, ek hierdie begin ontdek, sê, Here, hê my net lief. Net my manier om te sê, Here, ek besef, ek het nie al die gereedskapstukke, hê my net lief. Nou kom ek agter, hy begin te deel met my oor my foute, die krisisse, die tekort op 'n totale ander manier. Dis nie ek bely nou eers hierdie ding en ek voel eers sleg daaroor, jy verstaan, dan sort ek eers dit uit, dat ek 'n tree vorentoe gegaan het. Skielik begin liefde vrees te hanteer. Skielik begin liefde minderwaardigheid hanteer. Skielik begin liefde my oplig na 'n plek wat ek sê, "Wow, Here, ek het heeltemal 'n ander prentjie van nie. Jy's nie die kwaai God nie. Jy is nie besig om te krap aan al my foute nie. Jy is besig om my op te lig na wie U is. Op te lig na die plek om te sê, ek het die karakter van God. Ek het die denke van God. I have the mind of Christ. As die Bybel sê, wat Paulus skryf, hy sê, you have the mind of Christ. Ek kan anders begin dink oor sy liefde, prosesseer en vat my na daai plek. Wat nou egter gebeur is, dat baie keer kom ons by 'n plek waar ek ontvang 'n openbaring, en dit is een van die krisisse wat ek wil aanspreek vanoggend. Ons ontvang openbaring van die Here af. En hy sê, wow, fantasties, prys die Here, ek het hierdie prentjie gesien, hierdie ding gesien. En dan los ek hom net daar. Daai suurdeeg word nie ingewerk in my lewe nie. Nou, hoe werk jy daai suurdeeg in jou lewe in? Hoe gebruik jy daai openbaring van God om jou lewe te verander? Jy dink daaroor, jy gaan terug soontoe. Jy skryf notas daaroor, jy lees dit weer, jy bid daaroor. Met ander woorde, jy moet daai ding inknie in jou lewe, daai openbaring. En verandering kom wanneer die kniewerk gedoen is, dan sien jy skielik, daar skuif goed. En wat jy mee gesukkel het gister, 5 dae later, oor ek hierdie ding ingewerk het, is not working anymore. Ek het verander. Want die suurdeeg wat jy inknie, verander jou lewe. En een van die rede kom ons so sukkel is, ons het 'n klomp kennis in die kop. Maar kennis in die kop teken niks. 'n Ding wat in die hart openbaring word, is dit wat die verskil maak in ons lewe. Maar daardie moet jy vat, en jy moet hom inknie in jou lewe in. As jy dit nie doen nie, is dit 'n wonderlike openbaring wat jy vir ander kan vertel, maar beteken vir jou niks nie. Een van die goed dat ons dan nou vergeet, of dan nou verkeerd begin doen het, is, ons wil reëls toepas. Dit is baie interessant, as jy nou 'n bietjie die wêreldnuus volg, en die Europese Unie se krisis wat hulle mee sit. Hulle het 'n kommentaar gelewer, ek gaan nie sy naam noem nie, dit is een van daai groot leiers van hulle sê, we want to have a rules-based community in a world that doesn't have rules anymore.
Wat is hulle grootste worstelstryd? Ons reeltjies wat ons gemaak het, is nie van toepassing in die res van die wêreld nie. Trump breek dit, Xi Jinping breek dit, al die ouens breek al die reëls, ons wil by die reëls hou, en as gevolg daarvan is hulle besig om 'n imploding, om 'n eenploffing te ontwikkel in hulle self. Wat gebeur met jou as jy probeer om wat God gesê het 'n verhouding moet wees met reëls probeer vervang? Jy kom by 'n plek waar jy sê, maar hierdie reëls werk nie in 'n plek waar daar 'n vrye verhouding is nie. So ek wil graag hier begin kyk na watter reëls volg jy? En wat het vir jouself 'n reël gemaak in 'n poging om los te kom en vry te kom van dit wat jou vasben? Want jou reëls werk nie in 'n plek van liefde nie. Jou reëls werk nie in 'n plek van 'n verhouding nie. Okay, vanoggend dat jy begin om dit te kom by die plek waar jy kan sê, Here, U het my lief, dit beteken, U liefde gee my wat ek nodig het. Waar ek verkeerde reëls gemaak het, wys my dit. Waar ek verkeerde goed begin doen het, sorteer my uit, en dat ek die suurdeeg wat U vir my gee, kan deurwerk in my lewe, dat ek 'n volheid kan hê. Ek het dit 'n paar termometers. Een is jou vreugde-indeks. Hoeveel blydskap het jy? So, ek gaan jou dalk 'n bietjie skud, maar gaan kyk 'n bietjie na, as jy dink aan jou Christendom, is daar 'n, ek sukkel? Yes, halleluja, het gaan goed met my. Hoe lyk jou vreugde-indeks? Of jou blydskap-indeks? Hoe lyk jou vrede-indeks? Alright, met ander woorde, is jy heeltyd besig om met 'n geveg hier binne-in, ek wen nie die dag nie, ek worstel met alles, hier's 'n ding hier binnekant te reg loop nie, ek het nie vrede hier binne in my nie. Dit kan baie goed wees, dit kan 'n besigheidstransaksie wees, kan 'n familieding wees, dit kan 'n ding is in jouself wat jy nie gewen kry nie. Jy kyk in die spieël en sê vir jou idioot man, jy moes hierdie ding nie gedoen het nie. Wat ook al die krisis mag wees is, as daar nie vrede is nie, beteken dit dat jy is besig om 'n reël toe te pas waar 'n verhouding in plek moet wees. Ek wil net daar 'n skuif begin maak. Ek sê, Here, waar mis ek U verhouding met my? En ek wil daai suurdeeg vat en dit inwerk in my lewe, totdat daar vrede is in hierdie area wat my besig is. As jy onvrede het, beteken dat jy het nie 'n oplossing, en jy het ook nie God se oplossing vir dit nie. En daai oplossings lê almal, lê hierso. Hier's 'n plek waar God sê, ek wil dit vir jou gee in jou hart. Die oomblik as jy dit begin doen, en hier begin jy dit prosesseer, en kort verlang is jy hele lewe gevul met dit wat jy geprosesseer het, daai suurdeeg werk, in jou verstand, in jou denke, in jou emosie, in jou gedrag, al hierdie goed. Wat dan begin gebeur is dat daai suurdeeg het deurgewerk en as vryheid in 'n area waar die God toegelaat om sê, Here, ek knie hierdie waarheid tot dit my vry maak. In die ou dae het hulle pruim, manne het gepruim, ek weet nie vrouens nie, maar hulle gryp 'n stuk tabak en dan kou hulle hom. Ek kan nou altyd, ek was al so beïndruk met hierdie cowboy flieks, jy verstaan, ek het hou van cowboy flieks. John Wayne en die manne, dan sê hulle daai bak daar so, daai spittoon sê hulle, en dan ek ben binne in daai dinge. Alright. Maar hy het daai twak gekou, broer, hy het hom gekou, jy verstaan. Ek weet nie hoe smaak 'n stuk twak nie, ek dink dit moet vreeslik sleg smaak, en al daai blare en stink dit in jou tande, jy verstaan, anyway. Maar wat ek wil sê is dat jy wat daai ding kou, broer, jy verstaan, kou daai waarheid tot hy deel word van jou, jy verstaan, tot jy kan sê, dit is geabsorbeer. So hy het nie gerook nie, maar hy het daai twak gekou tot die nikotien geabsorbeer is in sy liggaam. Alright, dis 'n snaakse voorbeeld, maar hy gees is humor, jy verstaan, ek dink, die Here kan partykeer vir ons met 'n grappie ook iewers heen vat, jy verstaan. Sorry, ek het dit nie, dit was nie 'n deel van my preek nie, hoor jy maar. Wat ek wil hê moet vanoggend verstaan is dat, wat die Here wil hê is dat jy sal begin om te sê, daar's 'n liefde wat hy vir jou het. Uit daai liefde begin hy die waarheid vir jou oopmaak, hy gee vir jou wat jy nodig het. Dis wat die woord agape beteken, is 'n liefde wat jou gee wat jy nodig het. So hy wil vir jou lewe in oorvloed gee. Hy wil jou blydskap herstel. Hy wil vir jou vrede gee. Hy wil 'n plek waar jy kan sê, dit is goed om te leef. Dis nie die harde Christendom, hierdie harde pad wat jy kan nie. Dan weet jy iewers is jy besig om God se hart te mis. Is dit goed dat jy moet deurlê? Daar is ja. Is dit goed dat jy moet verander? Ja, dit is. Maar moet verander deur toe te laat dat die waarheid wat die suurdeeg is, deur jou lewe werk. Dan kom jy agter, dat besluit is nie meer so moeilik om te sê nee vir dit en nee vir dit nie.
Maar as ek eers uit my eie krag probeer, kom jy agter, jy val gereeld. Dis soos ou wat met 'n rookgewoonte, ek sal nooit vergeet nie. Ek stap eendag saam met 'n ou pad en ek kon daai rook nie los nie. Jy verstaan? Nou het ons hierdie ritueeltjies. Hy vat die goed, hy maak die hele stang sigarette nat en hy spring op hulle. Okay, ek is klaar met die sigarette. Volgende weet wat jy gedoen, nee, ek het alweer 'n pakkie gekoop. Okay, bring jy pakkie hier so, alright. In die naam van Jesus, hierdie pakkie sal sleg smaak. Hy rook om en sê, weet jy wat, hy smaak nog steeds nie so lekker. En al ons maniertjies om hierdie ding te probeer kry, om jou te sê, hoorie, hierdie rookgewoonte kan jy nou breek, het net niks gewerk nie. Hoekom? Dit was 'n uiterlike ding wat ek probeer het, om 'n innerlike vrees te probeer vervang. Alright, ek meen, dit het baie geld gekos, hierdie stange sigarette wat ons opgebrand het en weggegooi het. So was dit die proses wat nie gewerk het nie. Tot eendag, waar daar iets kon gebeur in die binnekant, is die Here, hanteer die vrees in my hart. Toe daai ding breek, toe is die sigaret nie meer nodig nie. En wat God wil doen is, hy sê, uit my liefde wil ek jou aanraak met genade en jou help, dat jy my beleef, want dit bring genesing in die area waar daar vrees en verwonding is. Dit is wat so belangrik is, dat die Syrië beginsel is 'n baie, baie belangrike ding. Nou sê verder, sê Paulus, sê naamlik dat julle wat 'n vroeëre leefstyl betref, die ou sondige mens soos vuil klere moet uittrek. Die bedrieglike begeertes laat hierdie mens te gronde gaan. Julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens so skoon klere aan, die mens wat in God se beeld geskape is. En wat ook al jy verstaan hierso is die proses van suurdeeg help jou om ontslae te raak van die goed wat sonde is en hervorm jou. Daar's 'n struktuurverandering wat maak dat jou gewoontes verander, jou lewe verander. Ek meen, en hier's 'n plek van oorwinning. Dis 'n proses waardeur jy gaan. Jy is klaar vergewe. Jy is klaar vrygespreek. God hou van jou. Hy is opgewonde oor jou. Hy is besig om jou te vorm sodat jy soos Christus sal wees en sal word. So en in daai proses, al wat die vyand probeer doen is om dit te keer deur te sê nee man, jy's 'n mislukking. Of jy aan te kla en sê jy maak dit nie. Ek wil hê vanoggend dat jy vir jouself hierdie ding sal vasmaak. Jy is in God se koninkryk. Jy is deel van sy koninkryk. En God se koninkryk is in jou, al die potensiaal is binne in jou. Begin dit te ontgin, sê Here, wys my wat ek het. Wys my die krag wat in my is. Wys my dit wat ek het, ek wil dit uitleef. En moenie versigtig vra nie. Dis die laaste ding wat jy my wil uitdaag. En dis nie deel van die preek nie. Kan jy God vir groot dinge vra? Kan jy sê, Here, as u koninkryk in my is, beteken dit, daar is soveel potensiaal hier binne, ek sal nooit in my hele leeftyd kan benut nie. Maar ek wil alles doen, wat die koninkryk my kan gee, om te doen. Ek vra groot. Sometimes people are just like to say, Lord, I just don't have enough. Die Here is nie tevrede met daai antwoord nie. Hy is nie tevrede met wat net genoeg wil hê nie. Hy is tevrede met sê, Here, ek soek alles. Ek soek alles, Here. Ek soek wat ook al doen. In die Bybel is daar ouens wat op water geloop het, ouens het gevlieg, ouens het gedoen. Filippus was uit hierdie ou bedien die Ethiopië, die volgende oomblik is hy in Asdod gevind. Hoe het hy daar gekom? Ek weet nie, hy het seker gevlieg. Hoe het hom daar gekry? Ek weet nie, maar Here, ek soek u heerlikheid, ek soek alles van die koninkryk in my wat ek moet kan hê. En ek wil hê vandag dat jy begeertes sal ontwig en sê, Here, ek gaan nie tevrede wees met die simpel tweederangse lewe wat ek nou het nie. Ek soek u volheid, soek u vrede, u vreugde, u blydskap, u bonatuurlike uitbreek soek ek in my lewe. Ek wil u uitdaag vanoggend dat jy ontevrede sal wees met jou verhouding met die Here op die regte sin. Here, hier is nie genoeg nie, ek soek meer. En weet wat, hy hou van ons wat daai groot vrae vra. Dan gee vir jou meer. Dan sit jy jou geloof uit, jy sê, Here, ek stop nie, en ek sal hierdie suurdeeg inknie, al die waarhede, tot dit uitwerk in my lewe, tot iets gebeur, tot daai brood gebak is, net so mooi brood. Ons het al gesien okay, ek is die skuldige, dan die ding half geknie. Wat gebeur wanneer die brood half geknie is? Daar is 'n klonte meel binne in die brood. Alright, nou sê jy, laaitie, wil jy gaan buite speel man, as om hierdie ding te doen. Okay, nou wat nou gebeur is, nou sit mamma die ding in die oond, hy word nou gebak,
Word hy as jy hom so sny, dan sien die oë vrek, hier so 'n meelklont, as jy die brood so weg, dan loop die meel so uit. Alright, hy is sleg geknie. En niemand wil hy brood eet nie. Okay, ons sal nie vertel wat daarna gebeur het nie, maar anyway, ek is onthef van my knieverpligtinge. Maar dit werk nie. Okay. So wanneer die ding sleg kou, jy verstaan, wanneer jy sleg knie, gaan jy agterkom, daar's tekorte wat maak in jou lewe dat jy sukkel. Dis die rede hoekom ons sukkel. Nie oor God se woord nie, die waarheid is nie, nie oor jy sleg is nie, nie oor jy gekompromeer het en al die goed is nie. Jy het net nooit daarin deeglik deurgewerk tot by die plek waar hy alles in die lewe dek nie. So ek wil vanoggend dat jy 'n goeie knieër sal word. Ek het nie ander woord daarvoor nie. Jy knie daai brood, jy knie daai waarheid, jy roer vir hom tot hy ten volle in jou lewe geassimileer is. En jy sal weet dis geassimileer as jou lewe verander het. En of het die een versie vir 6 maande lank, roer daai ding totdat hy werk. En kyk wat gebeur met jou. Ek wil jou uitdaag om 'n knieër te wees en daai deeg deur te werk met die waarheid van Jesus. En kyk hoe jou lewe skuif, hoe goed verander. En begin dan by 'n behoefte wat jy het. Begin by dit wat jy sê, Here, hierdie is die uitdaging in my lewe. Wat is die waarheid van hierdie ding? En begin om daai ding te knie tot hy deurwerk in 'n werklikheid word in jou lewe. As dit is, Here, ek sukkel met 'n depressie. Vat die woord, Here, wat sê die woord oor dit? Hoe gaan ek deurbreek? As dit is genesing wat jy nodig het, Here, wat sê die Bybel oor genesing? Vat daai dinge, werk hom deur tot iets gebeur. Tot jou liggaam reageer op die waarheid van Jesus Christus. En dis die tekort wat ons het, is nie dat daar fout is met jou nie. Dis nie dat maar God se wil is dat jy sukkel nie. As 'n plek wat ons nie geweet het hoe om hierdie ding te doen nie. En dan begin die Here vir ons oopmaak, hy sê dat die suurdeeg jou hele lewe deursuur. Dit bring verandering in die struktuur, gees, siel en liggaam. So ek sien jou vanoggend om groot te vra. En ek sien jou vanoggend ook om deeglik saam met die Here elke ding deur te werk wat jy weet. Hierdie is die waarheid. En die waarheid oorheers altyd dit wat 'n fout is, wat in my lewe is. As jy sukkel met die meer, vra vir jou, Here, hoe deel ons met hierdie ding? En dan vat jy daai skrifgedeelte, die persepsie wat jy, die prentjie wat hy vir jou gee. Ek meen, ek het na hierdie tyd weer gesien hoe die Here met prentjies kan werk. Besonders. Visioene gee vir mense. As jy 'n kunspersoon is, werk 'n prentjie. Vra die Here 'n prentjie en dan werk jy met daai prentjie tot daai prentjie werklikheid is in jou lewe. As jy tipiese leerder is of 'n leraar is, 'n skrifgedeelte sal werk. Alright. So in ander woorde, wat ook al die ding is wat jy moet doen is, vat dit as die Here, ek los nie vir hierdie ding nie 'n werklikheid geword het in my lewe nie. Ek sal hom kou, ek sal hom knie en knie totdat hy werklikheid is. Amper sê ek weer, moenie tabak kou nie. Kou die woord. Vader, baie dankie vir u voorreg wat ons het om saam met u te kan beweeg. Dankie Here dat u oor ons opgewonde is. En vra Heilige Gees vanoggend dat elke uitdaging wat ons het, Here, wil ons voor u bring, u woord in die koninkryk het 'n antwoord. Ons sal daai ding deursuur in ons lewe totdat dit werk en ons uitdaging tersyde gestel is. Ek sien elkeen vanoggend, Here, met 'n honger na meer. Ek sien elkeen, Here, vanoggend, Here, met 'n honger na 'n kragtiger geestelike en fisiese lewe, na 'n vol lewe hier en nou wat ons kan sê, ek geniet my lewe elke dag hier in hierdie wêreld. Dis waarvoor ons geskaap het. Dis waarvoor Jesus gekom het, dat ons ook hier 'n volheid kan beleef. Ek sien elkeen vanoggend, Here, om daai pad te kan vat om te sê, ons sal hard werk aan die kniewerk, sodat die volheid van Christus deur ons kan skyn in Jesus se naam. Amen.